Dit het so uitgewerk, die Here se bestemming, en nie my beplanning nie, ek het so 2 weke terug net agtergekom, dit is hoe dit gaan uitwerk, dat ons is in Markus 15, op die kruisiging, op Paasnaweek. En dit was net hoe dit uitgewerk het op die ou en dis. Julle kan oopmaak by Markus hoofstuk 15, en ons gaan kyk vanaf vers 16 tot 41, en dit is 'n groot gedeelte, maar ons gaan wel vinnig ook raak net aan vers 15, want ek het dit nie laasweek gehanteer nie. So Markus hoofstuk 15, vanaf vers 16. En dan wil jy vra, wanneer laas was jy ver weg van 'n stad af gewees, waar dit lekker donker is, en het jy opgekyk in die aand? Right? Ons was, so 'n paar maande terug, was ons in Marikele Nasionale Park gewees. Ons het in 'n huisie gebly, en dit was ver weg van 'n stad af, dit was ver weg van 'n dorp af, selfs redelik ver weg van enige ander huis af. En dit was pikdonker gewees. En soos ons uitgestap het, en ons net opgekyk het, en ons het familie van Kanada af daar gehad, was die sterre was net asemrowend gewees. So baie, so helder. Nou dit is nie dat daar eintlik meer sterre daar is nie, nee. Ons elke aand net soveel sterre. As jy hier buitekant in die aand in die stad opkyk, dan sien jy hulle net nie, maar hulle is almal daar. En die rede is want die lig van die stad is so helder dat jy sien nie die sterre se ligte nie. Maar wanneer dit donker is, dan sien jy daai lig helder van die sterre. En vandag kyk ons na die donkerste uur in Jesus se lewe, maar juis omdat dit so donker is, sien ons Jesus duideliker skyn. Ons sien hom net duideliker as enige ander plek en enige ander tyd. So ons opskrif vir vandag is Jesus die duidelikste gesien in die donkerste uur. So Markus 15 vanaf vers 16. En Jesus se persoon en sy werk hierso skyn net so helder uit hierdie donker uur uit. Wie hy is, en dit wat hy gedoen het, kom net soveel duideliker tevore, en dit kom selfs duidelik tevore vanuit mense se woorde wat hom spot. En selfs daardeur sien ons dit. Nou ek gaan nie voor die tyd soos gewoonlik die hele teks lees nie, dis 'n groot gedeelte, en ons het min tyd. Ek gaan net stuk vir stuk gaan ons deur dit werk, soos wat ons kyk na elke gedeelte. So ons kyk eerstens vanaf vers 16 tot 20. En in hierdie 5 verse maak die Romeinse soldate 'n bespotting van Jesus as die koning van die Jode. En ons sien hier in hierdie gedeelte, Jesus is die koning. Eers in vers 15, wat ek laasweek nie hanteer nie, het ons gesien dat Pilatus beveel dat Jesus gegeesel moet word, nê? En omdat Pilatus aan die skale sin wou gee, vers 15, het hy Barabbas vir dit losgelaat, en nadat hy Jesus laat geesel het, het hy hom oorgelewer om gekruisig te word. So hulle sou met iets soos 'n sweep geslaan het, met klomp verskillende stukkies, leer of toue aan dit, en aan die voorkant van daai is daar been, of daar sou stukkies yster gewees, en skerp stukkies. Na eerste paar houe sou sy velle van sy rug afgeskeer het, en dan die volgende paar houe sou sy rugspiere, wat baie groot spiere is, meer oopgeruk het, en dan afhangende van hoeveel houe hom gegee het, want die Romeine kon gegaan het so ver as hulle wil, dit is maar wat Pilatus besluit het, afhangende van hoeveel hulle gegee het, sou jy self sy rug so in flardes gewees het, dat jy sou ruggraat kon gesien het, jy sou selfs die ribbebene hier agter ook moontlik kon gesien het. En Pilatus het hierdie moontlik gedoen, want hy het gedink, as hy hierdie doen, gaan die mense dalk vir Jesus jammer kry. Hy kon nog steeds nie glo dat die mense hierdie wil doen nie. En hy het gehoop hulle gaan nie voortgaan met die idee om te kruisig nie. Maar in Johannes se evangelie sien ons hierdie strategie werk nie. So nadat hy hom gekruisig het, bring hy hom in Johannes weer uit na die mense toe, en hy sê vir hulle weer, hier is julle koning, en die mense het net aangehou geskree, weg met hom, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. En dan is ons hier in vers 16. Toe lei die soldate hom weg in die binneplaas, dit is die goewerneur se paleis, en hulle roep die hele leerafdeling bymekaar. So dit is nie net genoeg dat die Romeinse soldate vir Jesus gaan kruisig nie, nee, hulle wil nog meer genot uit hom uitkry. So hulle roep die hele leerafdeling saam om met Jesus die gek te skeer. Nou daai woord leerafdeling tegnies gewoonlik beteken dit 600 man. Right? Dit kan dalk verwys na 100 man wat onder 'n centurion, 'n man oor hoofman van 100 was. En dis moontlik wat hier is.
Die punt is, Jesus is hier alleen en daar is 'n groot gros rowwe soldate en hulle kan met hom doen net wat hulle wil. Vers 17. Toe trek hulle hom 'n purperkleed aan en vleg 'n kroon van dorings en sit dit op hom. En hoekom doen hulle hierdie? Hulle wil van hom 'n bespotting maak deur hom aan te trek soos 'n koning en dan om te bespot daaroor dat hy die koning is van die Jode. En hierdie purperkleed was baie moontlik net een van die soldate se rooi pers oorjasse wat hulle gehad het en dit moes dien as die pers wat konings baie keer gedra het. Die Romeinse keisers het ook 'n kraans gedra wat gevleg is van loriertakkies en gewoonlik as jy dink aan 'n keiser en jy sien 'n prentjie dan het hulle gewoonlik daai kraans het hulle op hulle kop gehad, né? En hulle het seker dit in gedagte gehad toe hulle hierdie doringkroon gevleg het en dit op Jesus se kop gesit het en hom so gespot het dat hy is soos 'n keiser. Maar daar is meer hierso. Daar's meer hierso. Hoekom is daar dorings in hierdie wêreld? Hoekom is daar dorings in die wêreld? Waar kom dorings vandaan? Sonde, die sondeval. Een van die vloek van die sondeval is dat jy gaan moet hard werk en die aarde gaan vir jou wat? Dorings en dissels, soos die ou vertaling dit sê, voortbring. Dis sondeval. Dorings is 'n teken van die val van die vloek waaronder die wêreld is. En nou word hierdie teken 'n doringkroon waarop Jesus se plaas en hy dra op daai manier basies die vloek op sy hoof. So selfs daarin kommunikeer hulle meer as wat hulle dink. Hulle trek vir Jesus aan om te lyk soos 'n koning sodat hulle hom kan spot, maar ons sien dieper. Ons besef hy is werklik die koning. Vers 18. En hulle begin hom begroet. En so nou spot hulle net meer. Wees gegroet, koning van die Jode. En daai wees gegroet in die Engels is dit hail. Dit is wat hulle gedoen het as hulle keiser begroet het. Soos 'n keiser op die straat afgery het, nê, dan sou al die mense sou uitgeroep het hierdie hail, hail Caesar. Wees begroet, keiser, wees begroet. En letterlik is hierdie 'n opdrag. Kyk, dis die opdragvorm van die woord vir blydskap. So, dis 'n opdrag om bly te wees. So, wees bly, die keiser, wees bly, die keiser, hy's hier. Dis die idee, so dis eintlik 'n opdrag wat jy gee aan die mense om jou, aan die mense almal saam jou. Ons moet bly wees, die keiser is hier. En so wanneer hulle daai gebruik, wees gegroet, is hulle besig om te maak asof hy die koning, die keiser is. Maar natuurlik sê hulle dit op 'n spottende manier. Wees gegroet, die koning van die Jode, wees bly. En hulle kan dit vir hulle self sê of hulle kan dit vir hom sê. Wees jy bly. Jy wat so stikkend is en jou rug is in flardes en jy wat nou graag gekruisig word. Dis alles 'n bespotting hierdie. Maar ons sien meer, né? Hy is werklik die een waarvoor ons moet bly wees. Hy is die koning. En wat hulle nie besef nie, is dat hy is nie die koning van die Jode nie, hy is nog meer as dit, hy is die koning van die heelal. En hulle gaan hom, hulle gaan eendag voor hom buig ook. Maar kyk eers hier Openbaring 19 vers 11, 12 en 16. Hierdie name wat hulle vir hom gee, maar kyk wat sy name is werklik syne. Toe het hy die hemel geopen gesien, ek die hemel geopen gesien, dis Johannes. En daar is 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam en sy hoof was op sy hoof was baie krone. Nie doringkroon nie. Vers 16. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Dis wie hy is. En hulle bespotting sê hulle klein stukkies van hierdie. Hulle bespot hom, kyk na vers 19. En hulle slaan hom met 'n riet op die hoof en spuug op hom en val op die knieë en buig hom en bring hom hulde. Daai is letterlik om voor hom neer te val en soos 'n aanbiddingsvorm daai laaste stukkie. So hulle vat hierdie riet en uit die ander evangelies weet ons hulle het hom 'n riet ook gegee sodat hy meer kan lyk soos 'n koning. Hy het hierdie scepter van die koning, maar hulle gryp nou die koning se scepter en dan slat hulle hom met daai riet, daai scepter oor die kop sodat hy die dorings in sy kop indruk en nou begin hy nog meer bloei op sy kop ook. En dan kom ander van hulle en hulle spoeg op hom en ander kom en hulle aanbid hom soos wat hulle die keiers aanbid het.
En in die Griekse werkwoorde hierso het die idee van hulle hou aan hierdie doen en aan hierdie doen, aan hierdie doen. Dis die idee van daar's 'n paar van hulle kom en hulle doen dit en as hulle genoeg gehad het, dan kom daar nog klomp en hulle doen dit weer. En as hulle klaar is, dan sal nog wat kom en hulle doen dit weer. Aanhoudend spot hulle hom so. Maar hierdie is skokkend. Die Skepper word bespot en mishandel deur die skepping. As iemand geskryf het, how solemn it is to think of the eternal Son of God being slapped by hands of his creatures. Mouths which he formed are now being used to mock him. En Jesus kon het enige tyd, kan hy net sê, dis klaar. En duisende ter duisende engele kom hy geroep het, en hy kon homself bevry het. Maar hy is onderdanig aan die Vader. En hy gaan tot die dood toe, hy is onderdanig, die dood op die kruis. Maar, daarom word hy 'n naam gegee wat bo elke naam is, en word hy verhewe, en daarom gaan elke knie gebuig. So nou val hulle spottend voor hom neer, nou spot hulle hom asof hy die koning is, maar daar kom 'n dag dat elkeen van daai soldate wat daar was, gaan die knie buig. Elkeen, en elke persoon. Filippense 2 vers 8. En is gedaante gevind as 'n mens, Jesus Christus, toe het homself ontledig uit mens geword, en het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom, juis omdat hy hierdie nie gestop het nie, juis omdat hy toegelaat het dat hulle hom aanhou so bespot. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Hulle spot met hom as 'n koning, maar ons sien dieper. Ons sien, hy is die ware koning, en hierdie is juist die pad wat hy stap, om daai posisie te kry op die einde. Vers 20. En toe hulle hom bespot het, trek hulle hom die purperkleer uit, en trek hom sy eie klere aan, en hulle lei hom weg om gekruisig te word. En daar's iets soos 5 of 6 keer in hierdie stuk wat hy gelei word. Okay? Hy's die hele tyd word hy net deur mense rondgevat. Hy onderwerp hulle, homself aan hulle. Ons sien hier so eerstens, Jesus is die koning. Tweedens, ons sien Jesus is mens in vers 21 tot 24. Jesus se menslikheid kom so duidelik na vore in hierdie gedeelte. Kyk na vers 21. En hulle het 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld af gekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. So hoekom gryp hulle hierdie Simon van Sirene wat sommer net daar verbygestap het? Hoekom gryp hulle hom en forceer hulle hom om Jesus se kruis te dra? Want die antwoord is, want Jesus kon dit self nie meer dra nie. Na die angs van Getsemane, na die houe van die hoofpriesters en hulle bedienaars, na die wagte wat hom gegeesel het en hom so geslaan het en bespot het en mishandel het, daarna was sy krag, menslike krag was min. Hy kon nie sy kruis dra nie. Nou het gewoonlik nie die hele kruis op die persoon gesit om te dra nie, het gewoonlik net die dwarsbalk, die groot dwarsbalk moes jy dra. En daai dwarsbalk kon ergens tussen 30 en 50 kilogram geweg het. Okay, dis swaar, maar dis nie te swaar vir 'n man om te dra nie. Maar Jesus se menslike liggaam is al gebreek gewees. Hy het al so baie bloed verloor dat sy menslike krag word min en hy kan dit nie dra nie. En dus kry hulle iemand anders om sy kruis vir hom te dra. En hulle gryp sommer net 'n sterk man. Hierdie ou, hy lyk of hy nog ons dit kan doen. Hy kom in van die veld af. Okay? Net 'n verbyganger, en die ou wat deel was van die skare nie. Hulle gryp hom net en hulle forceer hom om die kruis te dra. So hy het moontlik geen belangstelling eers in Jesus gehad nie. Maar na hierdie dag was hierdie Simon van Sirene heel moontlik nooit weer dieselfde nie. Nou kom sê ek so. Markus, en hy is die enigste een wat hierdie doen, noem dat Simon die pa is van Alexander en Rufus. Rufus word genoem deur Paulus in sy brief aan die Romeine. Hy sê Romeine 16 vers 13, groet Rufus, die uitverkorene in die Here en sy moeder en myne. So sy moeder en sy ma is vir my soos 'n moeder gewees ook, sê Paulus. Markus se evangelie weet ons was geskryf vir die heidene en moontlik die hart van die heidene se plek is Rome. Dit is juist geskryf vir mense in Rome en die heidene. Kyk, dus noem Markus hierdie Simon se seuns, want mense ken hulle. Dis alhoekom dit logies sin maak dat hy daar so geskryf het.
So hierdie ouens moes geken gewees het daar in die Romeinse kerk. En hulle ma was geken gewees. So die punt is, Simon se vrou, Simon se seuns het tot redding gekom, en heeltemal hy ook. Hy was daar, hy het daai kruis gedra, tot waar Jesus gekruisig was, en hy het gesien. En heeltemal het hy tot redding gekom. So selfs Jesus se menslikheid en sy gebrokenheid hierso word gebruik, om iemand wat net verbygegaan het, te gryp, en tot redding te bring. Kyk na vers 22. En hulle het hom gebring op die plek Golgotha, dit is, as dit vertaal word, plek van die hoofskedel. So Jesus word uit die stad uitgelei. Okay, daar's klomp Ou Testament goed wat hier ook vervoer word. Ons het nie tyd om almal te kyk nie. Gaan kyk daarna. Hy word uit die stad gelei na die koppie daarna by rig wat Golgotha of die plek van die hoofskedel genoem is. En daar's 2 goeie plekke wat dit moontlik kan wees. Daar's een van die koppies wat lyk soos die bokant van 'n skedel. In Latyns is hoofskedel Calvary. Okay, so wanneer jy ou Engelse lied sing en jy sing van Calvary, dan sing jy van Golgotha. Jy sing van, wat jy sê is, die hoofskedel. Okay? Plek van die hoofskedel. Maar dit verwys na Christus se kruis. Okay, so dis wanneer ons Calvary sing, dan sing ons oor die plek waar Christus kruis, ons verwys na sy kruis. En dis wat hierdie van praat, hierdie plek daar. Vers 23. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. Nou daar die Jode daar in Jerusalem het hierdie gebruik gegee vir mense wat gekruisig gaan word, om vir hulle wyn met mirre te meng en dit vir hulle te gee. Dit is 'n genadediens wat hulle aan mense gedoen het. Dit is 'n vorm van verdowing, dit is 'n verdowingsmiddel, dit is amper 'n narkotiese tipe van middel. Dis iets wat jou slaperig, lomerig gemaak het, jou gevoel verdoof het. So die doel was om die pyn van die persoon minder te maak. En dis het hulle dit gegee, uit genade uit vir mense wat gekruisig gaan word, van die vrouens daar spesifiek in Jerusalem. Maar Jesus het dit nie geneem nie. Hy het gekies om by sy volle bewussyn te wees en al die pyn van die kruis te verdra en deur dit te gaan, die volle fisiese kant van dit ook. Kyk na vers 24. En nadat hulle hom gekruisig het, net so, dis nie eers 'n hoofdeel van 'n sin nie, dit is 'n bysin daai. En nadat hulle hom gekruisig het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. Nou die proses van kruisiging, as ook die pyn wat dit met daai woord saam met dit kom, word nie beskryf deur Markus nie, dit word nie beskryf deur enige van die evangelies nie. Die fisiese pyn is nie die hooffokus nie. Dis nie die hooffokus nie. Die fokus is hierdie bespotting dat die Skepper en die enigste persoon wat nog geen sonde gehad en die bespot word en verraai word, dis die een kant, en aan die ander kant dat hy besig is om skrif te vervul, dit is die fokus, en dan verder dat hy onder die God, die Vader se toring is, dis die fokus. Dis die finale fokus, die hooffokus. Die fisiese kant is 'n klein fokus hierso. En deel van hoekom die evangelies nie uitbrei oor die kruisiging en die proses nie, is wat almal wat dit oorspronklik gelees het geweet wat 'n kruisiging is, en hulle het geweet hoe lyk 'n kruisiging. Hulle het geweet die pyn wat saam met dit gaan. Hulle het geweet dat op 'n kruis sterf jy omdat jy nie kan asem kry nie. Hulle het geweet. So is nie nodig om te skryf nie. Wanneer Jesus by Golgotha gekom het, sal hy hom op die dwarsbalk, sal hy dwarsbalk laat lê het, hom op daai dwarsbalk. Hulle is so sy arms uitgesprei het, en soms het hulle kriminele vasgemaak net aan daai dwarsbalk. Okay? Maar ander kere, soos met Jesus, het hulle die persoon met spykers vasgemaak. So hulle het 'n groot spyker geslaan, heeltelik deur die gewrig area. Okay? En dan het hulle ook die voete gevat en die voete opgebuig, die bene opgebuig sodat die voete bymekaar kan kom, en dan het hulle spyker daardeur gesit. Of partykeer het hulle selfs aan die kante van die regopstuk, okay, die voete vasgekruisig. Voete vasgespyker. So jou voete het jy dan in hierdie posisie gewees, en so het jy dan gehang. So wat hulle dan doen ook met hierdie dwarsbalk, is hulle hom of opgehys, so het of al reeds die regop balk gehad wat daar gestaan het, en dan het hulle die dwarsbalk opgehys tot in sy plek en dan hom vasgemaak, of hulle het hom vasgemaak op die grond en dan die hele ding opgetel, en dan is daar 'n gat wat permanent daar was en hom in laat val. Okay. En so het die persoon dan daar gehang,
En op hierdie kruis het jy dan stadig versmoor. So wanneer jy so aan jou arms hang, dan is jou posisie, jou longe is in 'n posisie wat jy nie kan uitblaas nie. Right? So jy kan nie uitasem nie, so jy kan nie inasem nie. So wanneer jy wil uitasem, moes jy dan op jou bene druk, gewig op jou bene sit, wat beteken, jy het nou gehang, wat beteken nou roteer jy hierdeur. Right? En daar soos met allerlei senuwees, daar's allerlei dinge wat stikkend gesny is en stikkend is, het jy die verskriklike pyn, jou rug skuur teen hierdie rowwe kruis aan die agterkant en jou rug is oorverkloof van die geesling. En so kan jy dan opdruk, vinnige asem vat deur om uit te blaas, in te blaas en dan gaan lê jy weer. En so het jy asem vir asem ondraagbare pyn aan jouself veroorsaak. Want op die einde voel jy moet net weer 'n asem vat en nou gaan jy weer die pyn vat. So hierdie was 'n uitmergelende proses van pyn en dood wat stadig gekom het. Partykeer het hulle 'n stuk hout onder die ou se voet gesit sodat die ou daar lank kan leef, daar op die kruis. Christus was dit nie so nie. Dus nou het ons die idee van wat Markus sê as hy sê en nadat hulle hom gekruisig het. Okay? En dit is nie die hooffokus nie. Maar die punt is, Jesus is 'n mens. Hy is vlees en bloed, net soos ons. Hy voel pyn, net soos ek en jy. En hy ly hier fisies baie. So iemand gesê het net as ons dink hier aan, Calvary shows how far men will go in sin and show how far God will go for man's salvation. Kyk nou na vers 24. Res van dit. Sê nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. So ons sien in Johannes dat daar was 4 soldate gewees wat spesifiek hom gekruisig het. En hulle het sy bootleed gevat en het 4 stukke gedeel, want daar was 'n soem wat hulle kon, nate wat hulle kon skeer, met die 4 stukke in. Maar sy onderkleed was van 1 stuk geweef gewees, en daarvoor het hulle dus die lot gewerp. Hulle het amper soos 'n dobbelsteen het hulle gegooi, om te besluit wie dit gaan kry. Dit was te veel werd gewees om dit te skeer. En hulle doen hierdie, want tot 'n mate is, sy klere is meer werd as wat hy is. Okay, ons kan daarom iets uit hierdie kry. Dis wat hulle doen, maar wat hulle nie besef nie, is hulle is weer eens besig om skrif te vervul. Psalm 22. En daar is soveel van Psalm 22 wat hier vervul word op die ou ende. Psalm 22 vers 17 en vers 19 in Afrikaans. Sê, want honde het my omsingel, 'n bende kwaadoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe, en die Engelse vertaling gee die idee van deurboor of pierce, dis die Engels. Okay, so dit verwys na die kruisiging daai. Vers 19. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. En so vervul hulle weer eens skrif. Maar ons sien hierso, Jesus is mens. Hy het mens geword sodat hy kan doodgaan in my en jou plek. En ons sien hier net sy menslikheid so duidelik, hoe hy swak geword het, hoe hy die pyn ervaar het, hoe hy deurboor was, en hoe hy op die ou en die lam van God was, wat sterf in ons plek. So ons gesien, Jesus is koning, en ons sien hier die donker tyd, Jesus is mens, en ons sien dan derdens, Jesus is die redder. Vers 25 tot 32, kyk na vers 25. En sê, en dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. Nou die 3de uur is die 3de uur van die oggend. So dis min of meer 9 uur die oggend, dalk 'n klein bietjie vroeër. 5 uur se kant het die son opgekom daar in die somer. Vers 26. En die opskrif van sy beskuldiging was bokant hom geskrywe: die koning van die Jode. So volgens Rome, die beskuldiging hoekom hy gekruisig word, is dat hy het beweer, hy is die koning van die Jode. En onthou julle, dit was die vals getuienis wat die owerpriesters ingebring het teen hom voor Pilatus. En Pilatus gekies om dit te skryf, die onmoontlikheid spyt vir die owerpriesters, om hulle weer terug te kry. Maar dit, die feit dat hy die koning van die Jode is, dis nie die rede hoekom God hom daar gesit het nie. Dis nie wat God daaraan vas spyker nie, nee. Dis nie die skuld wat God teen hom bring nie. Ons het hierdie gesien met die Paasdiens, Kolossense 2 vers 13 en 14. En julle wat dood was, deur die misdaad en onbesneenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het,
So God het ons geestelik lewend gemaak, hy vergewe ons al ons sondes. Hoe? Hoe doen hy dit? Vers 14, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons verhandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. So bokant Jesus se kop, op die kruis, is figuurlik gesproke, my en jou skuldbrief. Elke keer wat ons die wet gebreek het, elke keer wat ons gesondig het, dit wat neergeskryf is en dit wat teen ons is, het God daarop vasgenaal en hy betaal die prys in ons plek. Dis hoekom hy op die kruis is. Dis die werklike rede. God het ons sondes op hom geplaas en hy sterf in ons plek. En so red Jesus ons van ons sondes. Hy is die redder. Vers 27. En hulle het ook 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. En die punt hierso is dat Jesus was soos 'n misdadiger hanteer gewees. Dis so hom hanteer het. En hy was juis so hanteer gewees om ons te kan red op die ou ende. Hy's in ons plek. Ons is die misdadigers wat daar moes gewees het. Maar hy was gesien as 'n sondaar in ons plek. En hierdie vervul ook weer in skrif, soos wat vers 28 sê. Maar as jy ESV vertaling het, sê sien vers 28 is nie in jou Bybel nie. Hy is nie daar nie. En hy was heeltemal ook nie in die oorspronklike toe Markus dit geskryf het nie, maar hierdie is wel in Lukas gewees, en dis het 'n scriba het in Markus gesê, wel, ons weet wat hier gebeur, ons weet dit is vervul, en hy het die stuk van Lukas af net daai een versie bygeskryf. Hierdie is alles waar, dit is Jesaja 53 vers 12, hierdie het gebeur. Jesus wat tussen rowers gekruisig is 'n vervulling van Jesaja 53 vers 12, wat sê dat hy is getel saam met die sondaars. En weer sien ons hierso dat die kruis is nie iets wat God onkant gevang het, of vir Jesus onkant gevang het, en hy was soos, ek wou dit keer maar kon nie. Nee, elke liewe dingetjie op die kruis, rondom die kruis, alles wat hier gebeur, nee, is al vooraf bepaal gewees deur God, en God is net besig om dit te laat vervul. Alles. Van waar hy gehang is, van sy klere, hoe sy klere, al daai dinge. Alles. Vers 29 en 30. Sê die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hy hul hoof skud en sê, ha, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos jouself en kom af van die kruis. Jesus was juist toe hy daai gesê het, dat hy hele gaan die tempel afbreek en ek sal hom in 3 dae opbou. Kyk, was hy juist besig om te praat van, hy wat gaan doodgemaak word deur hulle. Dis besig om vervul te word. Soos wat hulle hierdie ding gebruik om hom te spot, is hy besig om hyselfde ding te vervul. Hoekom kom hy nie van die kruis af nie? Want hy het gesê hulle gaan hom doodmaak, en hy het gesê hy gaan opstaan na 3 dae. En dit gebruik hulle om te bespot. En weer eens sien ons sien soveel meer as wat hier aangaan. Maar hulle bespot hom oor sy woorde terwyl hy besig is om dit te vul. Hy gaan nie homself verlos nie, hy gaan nie van die kruis afkom nie. Want hy het gesê hy gaan doodgaan, en hy het gesê hy gaan weer opstaan. Vers 31. En so het ook die hoëpriesters saam met die skrifgeleerdes gespot, en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Daai woorde is so ironies. Hulle bedoel hulle woorde as 'n belediging, nê, en 'n bespotting, maar hulle verduidelik 'n wonderlike waarheid hierso. Vir Jesus om ander te kan red, kan hy nie, mag hy nie homself red nie. Dit is juist omdat hy gekies het om homself nie te red nie, dat hy ander red. Hy is die enigste persoon, die een persoon wat nie redding nodig het nie. Maar hy kies om nie homself te verlos nie, sodat hy die wat redding nodig het, kan red. En hulle sê dit, maar hulle sien dit nie, hulle verstaan dit nie. Dis wat hy besig is om te doen nie. Hy is die redder wat homself nie red nie. Hy is die lam van God, nê? Soos Jesaja 53 sê, stil gaan en die sondes van God se kinders wegneem. Hy is die sondeoffer, Ou Testament, wie se bloed die sonde versoen het. Hy is die scapegoat, die Engels, wat uit die kamp uit moes gegaan het en verlate in die verlatenheid moes gaan wees het. Hy is die seun van die mens wat Johannes 3
opgelig moet word op die stok, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy is die redder en daarom bly hy op die kruis. Juis omdat hy ons redder is. En ons sien dit so duidelik hier, dat hy is ons redder. Vers 32. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom. En daai is 'n opdrag, dat hy nou van die kruis afkom. Sodat ons kan sien en glo. En dan sê dit ook, die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. En weer praat hulle beter as wat hulle weet. Jesus is, hulle sê, laat die Christus. Hy is die Christus, hy is die Messias, hy is die redder. En dan sê hulle, die koning van Israel. En hy is die koning van Israel, maar kyk mooi, daar was nou al ten minste 5 keer gesê gewees, hy is die koning van die Jode, hy is die koning van die Jode, hy is die koning van die Jode, en nou kom hulle en hulle sê die koning van Israel. Hulle gaan verander die woord 'n bietjie. En selfs daarin sê hulle vir ons meer. Hy is die koning van die Jode, ja, maar die Jode was, die idee van Jode en wat die Romeine gedink het daar is nie dieselfde as jy dink aan Israel nie. Okay, en as jy sê Israel, wie was die eerste Israel? Wie is Israel? Jakob. Jakob was Israel genoem gewees. Okay, dis die idee van God se mense. Sy prentjie, Israel is God se kinders. Jesus is die koning van al God se mense, hy is die koning van Israel in die volle sin van die woord. Ja, Israel self en al dies wat gered word. En hulle praat beter as wat hulle weet. En weer eens net sulke klein stukkies van verandering in die woorde. En hulle gee vir hom, die Messias, die koning, 'n opdrag. Ek bedoel, hoe kan hulle dink hy is dit en dan gee hulle hom 'n opdrag? En hulle sê, kom nou van die kruis af. En hulle sê, dan sal hulle dit glo. As hy dit doen, dan sal hulle glo. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Maar hulle lieg. Selfs al sou hy daar van die kruis af gekom en sou nie geglo het nie. Hy het 'n groter teken gedoen, net 3 dae later, hy het die dood uit opgestaan. Hulle het wagte wat ooggetuies daarvan is en hulle sê ons glo dit nie. Gaan lieg daaroor. Hulle sal nie glo nie, hulle wil nie glo nie. Hulle beweer dat hulle sal glo as hy van die kruis af kom, maar ons glo omdat hy nie van die kruis af gekom het nie. Nee? Juis omdat hy gebly het, dis hoekom ons glo. Hy het aan ons plek gesterf. En kyk nou na die laaste gedeelte van vers 32, hierdie is ook skokkend, ook die saam met hom gekruisig is, het hom beledig. Almal is teen Jesus hierso. Almal beledig hom. Dit begin by die Romeinse soldate. Dan het mense wat verbystap, dan die Joodse leiers, en dan selfs die 2 wat langs hom hang. En kyk ook daar, in vers 29 het hulle hom gesmaad, in vers 31 het hulle bespot, in vers 32 het hulle beledig. Dis al sinonieme van min of meer dieselfde idee om vir ons te sê, op elke moontlike manier het al die verskillende mense hom so hanteer. Maar hy is die redder. En hy red mense uit elkeen van daai groepe uit selfs. Aan 'n kant om, eerstens. Die op die kruis, wat tot redding kom. Handelinge 6 vers 7 sê, dat van die Joodse leiers en priesters, sê selfs baie van hulle het tot redding gekom. Van die bygangers daarso, het tot redding gekom. En dan die Romeinse soldaat erken hom as die seun van God, en ons weet nie of hy beslis tot redding gekom het nie. Maar Jesus is die redder. Hy red sulke mense wat dit doen aan hom. Dis waarvoor hy gekom het. Hy is hierdie redder. So ons sien hierso in hierdie donkerste hier, hy is die koning, hy is die mens, hy is die redder en dan vierdens, hy is die plaasvervanger. Vers 33. En toe dit die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En hier kom ons nou by die middelpunt van alles. Hierdie is die belangrikste 3 ure nog ooit. Okay? Soos iemand gesê het, van alle tye is die kruis die draaipunt, van liefde is die kruis die hoogste punt, van redding is die kruis die beginpunt, en van aanbidding is kruis die sentrale punt. En hierdie is die donkerste 3 ure van Jesus, en ons sien hom die mooiste hier. En dit was volmaan, okay? Hulle maande begin met 'n nuwe maan, dit is die 15de van Nisan, min of meer, of 16de dalk, okay? Dis in die middel
van 'n nuwe maan? So dis volmaan. Dit is onmoontlik. Dink net gou hierso aan. Die son is daar en met volmaan is die maan hierso want die son skyn op die maan en dan sien ons die volle maan. Dis onmoontlik vir die maan om in die pad van die son te wees vir 'n sonsverduistering. Dis nie 'n sonsverduistering hierdie nie. Hierdie is 'n absolute bonatuurlike donker wat God hierso laat gebeur. En God maak dit donker en dit is asof hierso is net hierso is amper te veel vir ons om te kan sien en alles te kan verstaan. Toe dit raak donker en ek kan net dink in die begin dat mense eers wat gaan nou aan en dan raak dit stil oor stadium. Hierdie is baie vreemd. En net so dis asof God besig is om alles reg te kry sodat hy my en jou ewige hel op Christus kan uitstort, op sy seun kan uitstort. En net soos wat dit is gereed gemaak hierdie donker tydperk, dan ewe skielik ligte gaan aan en Jesus skree, vers 34. En die 9de uur het gekom en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het U my verlaat? Hierdie is oomblik die oomblik wat sonde op Jesus se plaas word. En hy die volle, geweldige, onverdiende toorn van God dra. Hy word hier die beker van God se grimmigheid gegee om dit te drink. En dit word nie aangeteken dat Jesus uitgeroep het toe hom gegeesel het nie. Word nie aangeteken dat hy uitgeroep het toe hom gekruisig het nie. Maar nou skree hy van die angs en die pyn wat hy deurgaan. Hy skree, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Waarom U? Jesus was gewoond aan dat mense hom verlaat het. Sy hele lewe lank het mense hom verlaat. Baie van die wat hom gevolg het, nê, Johannes 6 het hom verlaat van sy disippels. Sy eie broers en sy susters het hulle rug op hom gedraai. Sy disippels het hom verlaat en Petrus het hom verloon. Judas het hom verraai. Daai een wat saam met hom aan die tafel was. Maar in en deur dit alles kon hy altyd na die Vader gegaan het by wie hy 'n perfekte, volkomme verhouding gehad het. Hy staan aan sy eie woorde oor hierdie. Johannes 16 vers 32. Kyk, die uur kom en het nou gekom dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe en my alleen sal laat. Tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Ek kan dit verdra as julle weggaan. Ek nog altyd hierdie perfekte verhouding met hom. So deur hierdie verhore, deur hierdie gesel, deur hierdie bespottery, deur die spykers, deur dit alles, is die Vader heeltyd daar. En het hy gemeenskap met die Vader en word hy daardeur gehelp en vertroos. Maar nou in sy donkerste uur verlaat die Vader hom en roep hy uit, my God, waarom het U my verlaat? Hoekom? Jesus vra, my God, waarom het U my verlaat? En die antwoord is, hy is 'n plaasvervanger, hy is die plaasvervanger. Hy word van God verlaat, want ek en jy verdien dit om van God te verlate te wees vir altyd en ewig in die hel. Dis hoekom hy dit kry. Jesus word verlaat deur die Vader en ly dan onder hierdie verskriklike oordeel, né? God die Vader is glad nie meer teenwoordig in enige liefdevolle sin nie, hy is nou net teenwoordig om te straf en sy oordeel te bring. En hy doen dit want ons verdien dit. Spurgeon het gesê, hell itself has for its fiercest flame the separation of the soul from God. En die storie word vertel van 'n sendeling wat gegaan het na 'n tribe toe, afgeleë stam en die evangelie daar gaan vertel het en hulle het nog nooit gehoor van Jesus nie. En die hoof van die stam het heel voorgesit en hy het aandagtig geluister. En soos wat die verhaal by die hoogtepunt, by die kruis gekom het en hierdie hoofman hoor hoe Jesus gekruisig word, kon hy dit net nie meer uithou nie. En hy spring toe skielik op en hy skree, stop, haal hom van die kruis af. Dis ek wat daar moet hang. En dis waar.
Ek en jy moet daar hang. Hoekom skree hy dit? Want dis wat ons moet skree, vir alle ewigheid. En dis hoekom hy dit skree, my God, waarom het U my verlaat? Jesus staan ons plek, hy is die plaasvervanger, wat in ons plek deur hierdie gaan. Maar ongelooflik, daar's mense daar, wat hulle sien, en hulle verstaan dit nie. Hulle sien dit nie. Kyk na vers 35 en 36. Sê en sommige van die wat staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep na Elia. Toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. En hy sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te afdaal. Hy is 'n bespotting. Die wat nie oë gegee is om te sien nie, en ore gegee is om te hoor nie, sien nie en verstaan nie dat Jesus sterf in hulle plek nie. Hy sterf want dit is wat ek moet gekry het, dis wat jy moet gekry het. En daarom verstaan hulle nie, en hulle hoor heeltemal verkeerd. En hulle probeer maar fisies om help, hulle gee vir hom hierdie asyn, dit is water gemeng met 'n flou, swak kwaliteit wyn, wat die soldate gedrink het. En hulle het hierdie vir mense gegee, sodat hulle langer sal lewendig bly op die kruis. Okay, as jy op die ou nie meer water het nie, dan gaan jy vinniger dood. Dit is wat hulle doen, hulle wil hom net langer lewendig hou. Kyk of hy gered gaan word, deur Elia. Maar Jesus gee sy gees. Hy kies om te sterf in ons plek, vers 37. Sê maar Jesus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas. En ons weet wat Jesus hier geroep het, né? In die ander evangelie sê dit vir ons, hy het geroep, dit is volbring. Dit is vereffen, die prys is betaal, dis klaar. Hy het die hele prys van ons skuldbrief wat daar vasgenaal is, het hy betaal. Hy het redding in ons plek behaal, hy was daai plaasvervanger gewees. So sy werk op die kruis is klaar, die volle prys is betaal en daarom blaas hy sy asem uit. En so sterf hy in ons plek op die kruis. En so sterf ons. Dis ons kruisiging daai wat daar gebeur. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig. Glo jy dit? En ek leef nie meer nie. Die ou mens is dood. Maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Hoe glo jy hierdie? Glo dit, glo in Jesus vir redding. Kinders, glo hierdie. Vertrou hom dat hy in jou plek gesterf het en in jou plek God se oordeel geneem het en in jou plek uitgeskree het, my God, waarom het U my verlaat, sodat jy dit nie hoef uit te skree en dan gaan jy hel nie. En as jy dit glo, leef dan vir hom, soos hierdie vers sê. Vir hom wat ons so lief gehad het, dat hy homself vir ons oorgegee het. En weet julle wat? Jesus het gewen. Hy het gewen. Hy het oorwin. Hy het die dood oorwin. Hy het ons versoen met God en hy het vir ons nou toegang gegee na God wat ons nog nooit gehad het op hierdie manier nie. Vers 38. En die voorhangse van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder. So ons het gesien, Jesus is koning, hy is die mens, hy is die redder en hy is die plaasvervanger en nou sien ons, hy is die weg. Hy is die baanbreker, hy is die voorganger, hy is die padmaker. Hy is ons versoening met die Vader. Die voorhangsel is geskeur. En hierdie voorhangsel wat hier geskeur het, is 20 meter lank, 10 meter wyd en hy is so breed soos wat jou hand is. Dis hoe dik daai ding is. Okay? Dit is iets soos 300 man wat hom moes dra om te skuif. Niemand vat daai ding en skeer hom net nie. Beslis nie van bo af onder toe nie. Dis God wat hierdie doen. Dis God wat hier 'n preek gee. 'n Preek in prentjievorm van hy wat hierdie ding van bo af oopskeer. En hy verkondig daarmee dat Jesus het oorwin, hy is die weg na hom toe, die voorhangsel is nou geskeur, die heilige van heiliges is nou oop. Ons kan na die Vader toe gaan met vrymoedigheid,
met openlikheid, deur seën. En daar is baie teologie wat hier gepreek word, en ek haal net my af vir 'n stukkie net aan hierso. The curtain that blocked the Holy of Holies served as a continual reminder of the sinner's separation from God's holy presence. So jy kan nooit, Ou Testament, jy mag nie naby in sy heiligheid gegaan het nie. Dis ver weg. No animal sacrifice ever tore that curtain open, nooit van hulle het dit gedoen en nou kan ons ingaan nie. But on that Friday afternoon, as the very time the priest in the temple were sacrificing, God demonstrated that the work of atonement symbolized by animal deaths had been finished by the sacrifice of the Lamb of God. The barrier to God had been permanently removed. Hy voorhangs hulle stikken, die hele tempel bestaan nie eens meer nie. Access to God's presence was now open for the complete work of Christ. At that moment, the old covenant passed away and the new covenant was ratified. Is die nuwe en beter weg, soos Hebreërs ons leer. So Jesus het die weg oopgemaak en ons kan nou vrylik na die Vader kom deur hom. Want ons sondes is hanteer. So hy is die koning, hy is 'n mens, hy is die redder, hy is die plaasvanger, hy is die weg en laastens hy is die seun van God. Dit is vers 39. Sien toe die hoofman oor 100 wat daar reg voor hom staan, sien dat hy so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, sê hy, waarlik, hy was die seun van God. Hierdie centurion, hierdie hoofman oor 100, het al baie mense gesien sterf op 'n kruis, maar niemand het gesterf soos hierdie man nie. Niemand kan menslik gesproke uitskree, woorde skree, wanneer hy op die punt is om te sterf op 'n kruis nie. Jy het letterlik nie asem nie en jy het nie krag nie, jy kan niks kry nie, uitkry nie. Dis wat hy sê, toe hy uitgeroep het, dis deel van wat hy gesien het. So Jesus het hier, ek weet nie, bonatuurlik of iets, dat hy hierdie gekry om hierdie te kan uitroep, dit is volbring. En hierdie wat die man sien in die einde, en saam met alles, alles wat hy gehoor het van Jesus, alles wat hy gesien het, alles hoe Jesus hierdie dinge hanteer het, hierdie alles het gemaak dat, dis so duidelik, hier is die seun van God, hy is die seun van God. En ek wonder of hy gehoor het van Jesus opstanding, en of hy op die ouene tot die redding gekom het, ons weet nie, moontlik het hy. Maar die punt is, Jesus is die seun van God, hier op die kruis, en het is so duidelik, dat daai ou, hy het geen rede gehad om oortuig te wees hiervan, hy is absoluut oortuig deur die getuienisse. Hy is die seun van God. Vers 40 en 41. Nou was ook vroue wat van ver af dit aanskou het. Onder hulle was Maria Magdalena ook, en Maria, die moeder van Jakobus, die kleine, en van Joses, en Salome. Hulle wat hom gevolg en hom gedien het toe hy in Galilea was. En baie ander vroue wat saam met hom opgegaan het na Jerusalem toe. So hier is ooggetuies. Ooggetuies van al hierdie gebeure. Hierdie vrou wat hom al so lank gevolg het, tot die einde toe was hulle daar by hom en hulle het self tot 'n mate in gevaar gestel. Hulle het alles gesien. Hulle het hierdie donkerste agtergrond gesien. Hulle het gesien hoe sy karakter net uitskyn en wie hy is. En dit was net vir hulle nog meer duideliker. En baie van hulle is dies wat daar was wat die heel eerste keer sien dat hy opgestaan het en aan wie hy verskyn. So hulle het gesien. Hulle het gesien Jesus is die koning. Hulle het gesien hy is mens en hoe hy fisies dood gegaan het. Hulle het gesien hy is die redder. Hulle het gesien hoe hy in hulle plek sterf as die plaasvervanger. Hulle het besef hy is die weg. Ons kan dan na die Vader kom op 'n manier wat ons nooit kon nie. En hulle het gehoor en gesien hy is die seun van God. So ons het hierdie gesien. Ons het hierdie gesien en die vraag is, hoe gaan jy reageer? Hoe gaan jy reageer? Gaan jy glo? Gaan jy volg? Gaan jy vir hom leef wat jy homself so op hierdie manier vir jou gegee het? Kom ons sluit die oë. Here Jesus, ons loof en ons prys U. Here, dat U in ons plek. Ons het hierdie verdien, Here. Ons moes hierdie kry.
Nie net die fisiese kant van dood nie, Here, maar U, God die Vader se oordeel oor ons. Here Jesus, U het dit in ons plek kom vat, U het dit kom absorbeer, U het dit kom wegvat, U het dit kom leeg drink, die beker van oordeel. Sodat ons vergewe kan wees, dat ons nuut gemaak kan wees, dat ons na die Vader kan kom, dat ons verhouding het met die drie-enige God. Here, ons loof U en ons dank U daarvoor. Here, help ons dat ons nie net sal beweeg wees op 'n Sondag nie, ons die dinge hoor nie, Here, maar dat ons sal gaan leef vir U. Here, ons is gekruisig saam met U en ons, die ou mens leef nie, maar ons leef tog ook nou, Here, deur U en ons leef in geloof. Here, help ons dat ons vir U sal leef wat U self oorgegee het vir ons. Here, ons is dankbaar ook dat ons die nagmaal saam kan gebruik, saam U net kan loof en prys vir Christus se werk, saam weer onthou, Here Jesus, U liggaam wat vir ons gebreek is, U lewensbloed wat vir ons gevloei het. Here, mag ons nou net U meer aanbid, so in die nagmaal. Amen.